langer as wat meeste van ons op die planeet besig met dit waarmee hy nou vir die volgende 45 minute gaan besig wees, as ek reg is. Ek het gebring ook met 'n paar jaar terug vir Mannekamp, en dit was vir ongelooflik nice toe hy in Londen instap, jaar wat terug, en ons mekaar weer kon sien, en intussen het bring die mannebediening in ons gemeente van grond af gekry, waaroor ek glo hy julle dalk 1 of 2 goeders net meer aan die einde sal vertel. Spesifiek die manne wat verbring baie na in die hart lê, ons ouers en verhouding met die Here. Ek gaan verbring dadelik oorgee. Ek wil net sê voor die tyd sommer aan die einde van hierdie sessie, soos met elke sessie van die dag verder. As jy met iemand wil gesels 'n persoonlike gesprek, bly die lokaal agter. Okay? Maar ek wil in daai selfde asem en ook daai rede vra. As jy nie met iemand 'n geestelike persoonlike gesprek wil hê nie, asseblief kom uit die lokaal uit so vinnig as moontlik. Okay. Moet asseblief nie hier sit en kuier nie. Moet asseblief nie hier sit en chat oor ander goeders nie. Ons wil hierdie lokaal oor lunch en oor breuke gebruik vir persoonlike sessies. So as jy persoonlik met iemand wil gesels, bly hier agter en die beraader sal agterbly. Maar as jy iets anders wil doen of wil kuier of iets anders, asseblief kom so vinnig as moontlik hier. Right, baie dankie, kom ons sê verbring baie welkom. Goeiemôre. Baie lekker om julle te wees en ek is baie opgewonde oor dit wat spesifiek hierdie naweek besig is om met julle te gebeur. Ek is baie opgewonde oor elke een van julle wat hier is. Wie glo dat hy toevallig hier is vandag? Hierdie naweek. Toevallig. Okay. Goed. Ek is redelik seker daarvan dat elke ou wat hierdie naweek hier is, het 'n persoonlike afspraak. En wanneer julle teen môre middag klaar maak hier, so ek neem aan julle maak teen môre middag klaar. As julle self besluit of dit nou die waarheid was en of dit nie die waarheid was nie. Ek is veral baie opgewonde oor iets baie spesiaals wat met my gebeur het gister. Een van my vennote uit Suid-Afrika vir my geskakel het en vir my vertel het van wat met hom in hierdie afgelope week gebeur het. En dit het, daar sê baie dankie, nou het ek nie so hard gepraat. Is dit wie weet het? Daar sê, goed. Die vernoot het my vertel, en sê, hy laas week in die Wilkers in Pretoria baie groot rugoperasie gehad, en 2 van sy rugwervels 'n fusie opgedoen. Wie van julle was by die gemeentekamp, net van die Nasia? Goed, dit is maar 'n klein handjie vol. Ok, goed. En hulle het twee rugwervels van hom uit die fusie opgedoen, en hy sê toe vir my, hy was skaars in 'n hospitaal, en hy het 'n redelike groot organisasie in Suid-Afrika aan, en al die groot sentra, takkantore, en hy sê toe vir my dat hy was skaars in 'n hospitaal, toe was al die hel los in sy organisasie, waar sy hoor dan. Die ouens in die Kaapse kantoor vlieg op Pretoria toe, en dan val die ouens in die Pretoria kantoor aan, en so ewe skielik is daar 'n verskriklike gewolk in die organisasie. En hy lê plat op sy rug, en die dokters het vir hom gesê, vir 6 weke mag hy nie opstaan. Wonderlik. En sy organisasie is besig om major probleme op te tel. En hy sê vir my, broer, in die gebou geword. Hy sê, en toe besef ek, wat die Here besig is om vir my te sê, is hy die hoeksteen, is hy die belangrikste klip in hierdie organisasie van ons. Hy sê, en toe weet ek presies wat ek moet doen, en toe bel ek vir my klomp vennote, en ek sê vir my môreoggend 5:30 hier in my hospitaalkamer. En toe troep hulle so een vir een daarso. En toe vertel hy die volgende, toe sê hy vir die ouens, individueel, ek wil by jou hoor, is die Here die hoeksteen van jou lewe, of is hy nie? As hy dit nie is nie, bied ek nou hiermee aan om jou aandele te koop in hierdie maatskappy. En as jy nie jou aandele aan my wil verkoop nie, dan moet jy my uitkoop. Kan jy jou voorstel, hier lê 'n man wat 'n major rugoperasie gehad het. Dokter sê vir hom vir 6 weke te loop, so na 2 dae te begin hy stap, sonder enige pyn. En hy drag al die vennote so deur. En toe hy klaar is, en elke vennoot aan hom bevestig het,
dat die Here regtig die hoeksteen is waarop hy gaan bou hier na vorentoe. Hy sê vir my, bring 2 uur later, toe bel een van die grootste finansiële instellings in Suid-Afrika vir my, en ons besigheid vervyfdubbel in 1 telefoonoproep. Ek praat van miljoene. Hierdie getuienis het my so aangegryp, dat vanoggend vroeg, 5 uur, toe ek stil word voor die Here en vir die Here sê, Here, wat van vandag? Sê die Here vir my, dit is wat jy vandag vir hierdie groep jong mense moet vra. Wie is die hoeksteen van jou lewe? Wat is die hoeksteen van jou lewe? Waarop bou jy? Waarop gaan jy hier in Engeland bou? Waarop gaan jy jou toekoms bou? Waarop gaan jy lewe bou? Is die Here die hoeksteen van jou lewe? En miskien net baie kortliks, 'n hoeksteen vir baie van ons is 'n vreemde ding. Selfs in my tyd het ek eintlik nie regtig met hoekstene gewerk nie. Dit is al 'n eeu gelede. Hoeksteen, veral in Engeland, sien ons in hierdie ou geboue. Dit was die basissteen gewees. Hy moes perfek gewees het. En alle lyne vanaf daai steen was bepaal deur daardie steen. Dus as hy 'n bietjie so gesit was, dan is die gebou so gebou. As hy 'n bietjie uit was hierdie kant toe, dan het die muur hierdie kant toe gegaan. So uiteindelik, as daai steen perfek geplaas was, is al die lyne van die gebou wat vanuit daai steen uitsprei, was perfek geplaas. Jy sien, as Jesus die hoeksteen of die belangrikste bousteen van my lewe is, dan sal die lyne wat vanaf daardie steen in my lewe uit vorentoe gaan, sal reg geplaas wees. In lyn met die eise, die voorwaardes en die beginsels van die bousteen. Wie is die bousteen? Jesus Christus. Ek hoop dat hierdie stukkie getuienis, wat van hierdie ou genoot van my in Pretoria kom, regtig waar vir jou aan die druk is. Dit vir my iets baie besonders beteken. Kom ek vertel vir julle net gou-gou. Gisteraan, ek weet nie of julle, wie van julle, het julle CNN gekyk gisteraan? Al die CNN, het julle nie Sky gekyk? Lyk ons maar Sky kruis of soos. Gisteraan verwys hulle die lansering van die jongste vlug van die shuttle vanaf Kaap Kennedy. En daar het 'n paar baie interessante goed deur my kop gegaan. Maar hulle het hom gevolg totdat hy net so 'n klein ligkolletjie was. Toe hy so 35, 40 kilometer bo die aarde. En dan gaan hy natuurlik in 'n wentelbaan om die aarde. Nee. Nou, baie jare gelede, omtrent 20 jaar gelede, is daar 'n soortgelyke ruimtetuig gelanseer, behalwe dat hy nie in 'n wentelbaan omgaan. Sy naam is Voyager geweest. En hierdie storie vertel ek nou al vir byna 20 jaar lank. En al wat ek vir julle wil sê is, dis die een storie wat vir my help om telkens my kop oop te kry. Oor waar ek is en wie ek is. En dit in perspektief te kry. Goed. Voyager is gelanseer en op die 29ste Augustus 1989, dit is so 'n bietjie meer as 20 jaar gelede, het hy verby die verste planeet in ons sonnestelsel, het hy verbygegaan. Dit was 'n tog wat plus minus 12 jaar geduur is, want hy's in 1977 is hy gelanseer. Goed. En in daai 12 jaar het hy verby die verste planeet in ons sonnestelsel gegaan. Nou, ek weet nie of ons dit enigstens kan sê, sodat ek dink ons het te veel lig hier. So ek kan nou nie vir julle regtig waar effektief hierdie transparant wys. Nee. Okay, so ons moet nou maar daarsonder doen. Die interessante ding is dat op daai stadium het ek net soos gestaan voor die TV gesit of nee, dit is voor die TV. Ja, dis vir die TV, dit was in die spel. En ek het hierdie ding gehoor. En toe sê ek vir myself, hoe groot is die heelal dan om my? En ek het begin vra en ek het begin 'n bietjie nalees en inligting by mekaar kry. En die uiteinde daarvan is ek het die volgende gehoor. Die eerste ding is dat
hierdie sonnestelsel van ons, wat ek glo, die min of meer een van net 'n paar sonnestelsels in die heelal is, was toe een van 3000 biljoen sonnestelsels. Dis 3 met 12 nulle agterna, 3000 biljoen. En onmiddellik, toe vra ek maar, hoe lyk hulle? En toe hoor ek dat hulle in 100.000 miljoen sterrestelsels, galaxies, gedeleer is. Nou die Melkweg, né? Kyk die aand op, al in die Bosveld, die Karoo, as jy die Melkweg, pragtig, die sterre. Dit is een sterrestelsel, een van 100.000 miljoen sterrestelsels. Trouwens, Voyager, wat gelanceer is, in 1977, gaan nog vir die volgende 30.000 jaar. Dit is nou 30.000, baie lang. Gaan hy nog net deur een sterrestelsel trek, en dis die Melkweg, voordat hy die Melkweg verlaat. En dan is al 100.000 miljoen. Trouwens, die feit dat ons nou kan sit waar ons sit, in sigself is 'n wonderwerk, want jy sien, ons hele sonnestelsel beweeg teen 'n spoed van 365.000 km per uur deur die heelal. Soos wat ons hier sit, dit voel nie so. Want dis die spoed waardeur ons deur die heelal beweeg. En die pad wat ons loop deur die ruimte is so geweldig groot dat ons een omwenteling elke 200 miljoen jaar sal voortgaan. Okay. Wat sê ons vir is daar sin en betekenis in my lewe? Gegee die grootsheid van die skepping om my. Dis die vraag. Is daar regtig 'n groot ontdekking? Het God, die skepper God van hierdie heelal, met sy 100.000 miljoen sterrestelsels, het hy regtig my beplan? Gesorg dat ek hierdie wêreld binnekom op 'n spesifieke oomblik in tyd, deur die liggaam van 'n bepaalde vrou, met 'n bepaalde man as my pa, en het hy dan 'n plan met my lewe? En dit is regtig die vraag. Want jy sien, ten diepste, en 'n ou filosoof in die naam van Karl Jaspers het dit gesê, jare gelede, hy het gesê, ten diepste vra elke mens vir homself uiteindelik, wie is ek? Waar is ek? En wat is die diepste werklikheid? Waaroor gaan dit uiteindelik? Wat is die betekenis van dit alles? Is ek reg? Was hy reg? Was hy reg? Wie van julle het julleself al die vraag gevra? Ja? Enige van julle die vraag? Niemand? Kan ek nie glo nie. OK. Goeie klomp intelligente, mooi Afrikaners. Natuurlik sal dit daai vraag vir jouself vra. Bly net soms skewe antwoorde. Maar hopelik gaan ons vandag die antwoorde in die regte rigting gefokus kry. So terwyl die Here verseker daarvoor. In hierdie proses het ek begin vra, en ek is hier deur die universiteit, en ek het gedink aan my ou vriend Flip van der Walt, wat hierso so 2-3 jaar na sien, ons het nagte omgeredeneer oor die sin van die lewe, want dis waaroor hierdie vraag gaan. En uiteindelik het hy Flip, wat ek net eendag gehoor, Flip het op 'n stoel teen sy kop gedruk en gesê, 'n briefie nagelaat en gesê ek moet sien wat aan die ander kant aan die gang is. Ek kan dit nie verstaan. Dit was vir my goed gewees, en uiteindelik, na baie lang en 'n ver draai, het ek op 'n punt gekom waar die Here vir my die woord begin open. En waarin ek regtig die sin van mens wees en baie spesifiek van my eie lewe om verstaan. Jy sien, gegee die grootsheid van die heelal om ons, is daar een baie wonderlike vers waarna ons kan terugkom. En dit is die dag toe Jeremia 1 vers 5. Want in Jeremia 1 vers 5 staan daar, nog voordat ek jou in die moederskoot gevorm het,
ken. Het ek die intiemste kennis moontlik van jou gehad, as jy na die woordjie ken toe teruggaan in Hebreëus. Die intiemste moontlike kennis van jou gehad. Ouens, op daai oomblik, toe ek dit raak lees, toe besef ek dat die skepper God van 100.000 miljoen sterrestelsels het my met dieselfde mate van liefde en noukeurigheid en beplanning en passie aan mekaar gesit. En op 'n bepaalde tyd in sy skepping in hierdie wêreld ingebring, in 'n bepaalde volk, in 'n bepaalde volksgroepering, met 'n baie spesifieke plan vir my lewe. Want jy sien, toe besef ek dat my lewe is aan my gegee, sodat ek dit uiteindelik aan die Skepper kan teruggee. Maar tussen die ontvang van daai lewe en die teruggee, is daar 'n meesterplan. En jy sien, dit is waar ouens heeltemal die pad byste raak. Is hulle maak tyd om die meester se plan vir hulle lewens te leef. Dit is waar ons verdwaal raak. Want jy sien, ons raak betrokke in filosofie en in denkerigtings en een van die wonderlikste, snaakste goed vir my is hoe Christene ewe skielik die oosterse godsdienste begin aanhaal. En dit waarmee ons groot geword het, is nie meer goed genoeg nie. En ek verstaan dit nie. 'n ander ding wat ek opstel in 'n Christenland, in aanhalingstekens soos Engeland, sit ons met die hartseer dat die Christelike godsdienst word verkleineer in die pers en die media. Maar niemand van die oosterse godsdienste of filosofie of teorie aan. Interessant dat ons eie verguis. Maar hoor jy, dat is nie die vinger na die Engelse toe wys nie. Jy sien een van julle, nie een van ons in hierdie lokaal, wat kan sê, ek het nie van klein tyd met die woord groot geword. Die vraag is die outeur van die woord, die boeksteen waarop jy jou lewe bou. Dit is die vraag. Want jy sien, as dit nie die geval is, dan is jy in 'n sekere sin stil en baie subtiel besig om eintlik maar te doen wat die media doen ten opsigte van Jesus Christus. Waarop bou jy? Is Jesus die hoeksteen van jou lewe? Jy sien, miskien moet ek dan sommer nou net vandag die Here het vir ons in die Bybel en ouens, Christene, sloeg en struikel en strompel deur die lewe. En hoor mooi wat ek sê, Christen, en die rede is, hulle ken nie die handleiding nie. Hulle maak nie tyd om die handleiding te bestudeer nie. En Here het gesê, julle struikel, omdat julle die woord en die krag van God nie ken nie. Hosea sê, julle, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis in Hosea 4:6. En Christene sloeg, juis as gevolg daarvan. As ons onsself begin verdiep in die woord, dan ontdek ons die suiwerste riglyne en beginsels vir 'n lewe van vrede en oorvloed wat jy nou kan vra. Ek wil gou vir julle net sê, God maak sy plan bekend aan die mens. In Handelinge 17:27, Paulus is op besig op die Areopagus en hy preek vir hierdie klomp slim mense. En as hy klomp altare vir die verskillende gode en dan verwys hy na een van die onbekende God of ander onbekende God. En dan sê hy die ding, ek parafraseer dit, dan sê hy sê, hy, die onbekende God, vir julle die onbekende God, het ons gemaak om hom te vind. Die primêre skepingsdoel van elke mens is om die outeur van sy lewe te kom. Die ene wat besluit het om jou op mekaar te sit, op 'n baie spesiale manier. En dan, Psalm 139, sê hy, al die dae van jou lewe, as in my boek opgeskryf, ek het presies genoeg die tyd van gedoen. Presies. 'n caring, hemelse Vader. Iemand wat omgee
vir die een wat hy gemaak het, die Here gegee. Maar goed, ons moet so 'n bietjie afgaan. Ek wil met julle praat oor die hele kwessie van redding en sekerheid van redding. Ek weet uit ervaring dat baie mooi jong Afrikaners het op 'n stadium in hulle lewe kommitment gemaak, het tot bekering gekom. En miskien is dit soortgelyk aan my ervaring toe ek in 1955 as 'n 12-jarige seentjie gebid het in Heidelberg in my koshuisbed en gesê, Here Jesus, ek maak my hart vir U oop. Kom asseblief in en wees die koning van my lewe. Weet wat, dit was die tyd van my bekering gewees. En die Here het dit nooit vergeet nie. Maak nie saak wat daar die jare daarvan gebeur het. Maar weet, ek het nooit geweet dat ek so seker kan wees oor my bekering, dat ek vir iemand kan en mag en behoort te sê, ouens, as ek vandag te sterwe kom, moet julle regtig fees vier. Want jy sien, dan stap ek in die teenwoordigheid in van die koning, die skepperkoning van 100.000 miljoen sterrestelsels, daar eers tussen die sterre. Dan gaan ek terug na my Vader. Die dag toe ek dit vir die eerste keer gehoor het en my eie gemaak het, toe kon ek begin geestelik wees. Jy sien, voor die tyd is dit so half vermoeg troffe tipe van oortuiging. Niemand kan seker wees nie. Ek hoop ek maak dit eendag. Ja. 'n Ou kan nie regtig weet nie. So, ek wil met julle vandag baie reguit praat. En kan ek net sê, hierdie praatjie is nie veronderstel om entertainment te wees nie. Want weet wat? Hierdie praatjie gaan oor doodsake. Doodsake in die sin, dit kan 'n verskil beteken vir jou tussen die ewige lewe en die ewige dood. En daarom wil ek regtig vir jou sê, en as jy swaar kry, en ek sien hier's 'n paar ouens wat half slaperig raak, miskien moet ons net, kom ons staan almal vinnig op. Kom ons staan almal vinnig op en ons gaan sit weer. Kom. Daar is hy. Ek dink dit is te warm hier binne, so asseblief al die deure oopmaak dat ons kan wakker word. People are getting drowsy. Jy sê, daarom is julle baie vinnig wakker. Goed, kom ek vra net vir julle. Kom ek vra vinnig vir julle. It's difficult. Could you bring me a bit of water if you don't mind? Thanks. Good talk. Kom ek vra sommer gou vir julle. Wie van julle glo dat God 'n plan vir sy lewe het? Fantasties. Wie van julle glo julle dat daai plan kenbaar is? Right sien? Sien net dan op wie glo dit? Dis minder as wat jy sê, daar's 'n plan. Okay. Volgende vraag. Wie ken die plan vir sy lewe of haar lewe? Wonderlik. Prys die Here. Ek dink julle twee ouens moet opstaan en julle gaan reguit hemel toe. Okay. They should get up because they're going. Ouens, hoor julle, sien julle wat hier besig om te gebeur? You realize what's happening here. Ons glo God het 'n plan vir my lewe. Ons glo, bietjie minder, dat daai plan kenbaar is. En dan sê ek, maar wie van julle ken die plan? En dan is daar 2 uit hierdie gehoor van 140 wat sê hulle ken die plan. Okay. Hoe leer 'n ou daai plan ken? Okay. Daai relationship kan nie begin voordat ek hom nie Vader het. Een liefdesverhouding. Jy sien, 'n mens kan nie 'n liefdesverhouding met iemand hê as jy nie tyd met hom of met haar spandeer nie. Yes? Ek onthou toilet en ek uitgaan. Sy was in Klaradyn daar tikkies en ek was 'n dagstudent gewees en ek kon nie wegbly van my voordeur af nie. Maar
die beste van alles is sy by my is, kon ek nie my hande van haar afhou nie. En ek het in haar oë gekyk. En dit was vir my die wonderlikste ding om haar te hoor praat. En net naby haar te wees. Sy het niks te gesê het nie. Maar ek wil alles van haar weet. Ek wil vir hoor jy wat ek sê oor 'n liefdesverhouding? Dis presies wat ons aanspreek. As jy jou hart vir die Here gegee het, op 'n stadium, is dit 'n liefdesverhouding of is dit net nog 'n verhouding? Die verskil van ken jy hom of weet jy van? Goed. Kom ek sê net vir julle. Ek wil begin by die begin. Ek gaan aanvaar vir die oomblik dat niemand hier, en ek weet hier's 'n groot groep van julle wat wel 'n verhouding met die Here, maar ek gaan vir 'n oomblik aanvaar dat julle nie het nie. Okay? Nou wil ek vir julle sê, as jy vandag doodgaan, waar maak jy jou oë oop? Dit gebeur nogal, né? Mense gaan nogal dood. Selfs mooi jong mense gaan tragies dood. Okay. As jy vandag doodgaan, waar maak jy jou oop? Toe Piet de Weer, wat ons na die gemeenteseminar toe bring, die vraag vir Louis Malherbe vraag, vir wie hy disipel het, in sy fancy kantoor op die 13de vloer van die Arcadia Sentrum in Pretoria, met sy Empire om hom en sy Porsche in die kelder, die sê vir hom, jy is vermetel, jy het nie die reg om my vraag te vra nie, dit is 'n baie persoonlike vraag. En tog het die vraag om nie verlaat nie. As jy dalk nie seker is, wil ek nou gou vir jou bewyse van 'n baie eenvoudige oefeningkie help om 'n idee te kry van of jy seker is of jy hemel toe gaan of nie. En dis die volgende. Dis 'n vingertoetsie. So ek wil hê almal moet hulle vingers in die lug opsit. Almal. Die dominees in kluis. Okay, almal se vingertjies is in die lug. Almal se vingertjies is in die lug. Alright. Goed. Nou, as jy 100% seker is dat as jy vannag te sterwe kom en jy sal by die Here in die hemel wees, dan gaan jy jou vingers so op jou bors druk. Okay. As jy sê, tot daar, as my klink is wel regtig waar, moet seker maak, hier wil hierdie geval. Goed, ek het 'n neergevraag ook so gesit. Regtig. Okay. Vingertjie in die lug, ons gaan dit doen binne die volgende 10 sekondes, maar luister jy hoe dit nou nie doen nie, as jy nie seker is nie. Onthou nou, jou vriendin wat hier langs jou sit, of jou vriend, mag dalk sê, ek dink dit is heeltemal waar. So, binne die volgende 5 sekondes, maar onthou nou, jy kan jou vriend of jou vriendin, kan jy nog steeds op die bos lê. Jy kan nie die Here wat jy is. Net jy en die Here weet of jy regtig jou vinger op jou bors kan druk en sê, as ek vanaand sterf kom, sal ek by die Here in die hemel wees. Danksy die genade om uit te toon die dag toe kom my verlosser en saligmaker. Toe ons gaan. Wat het hier gebeur? 'n Klomp van julle kon nie wag om julle vingers op julle bors te druk. Is dit reg? En 'n klomp van julle het gesê, die is nou van hierdie ouens gewesel, het jy die reg nie? Ek bedoel, is 'n persoonlike saak. En ons te sê, wow, weet jy, ek kan nie my vinger op my bors druk, want ek is nie seker, dat as ek vannacht die sterwe kom, ek by die Here in die hemel sal wees. Seker reg? Ten minste 3 groeperinge van ons hierso. Ek wil vir jou nou help om sekerheid te kry. En jy sien, en miskien moet ons net vinnig verstaan, wat is die verskil tussen tot bekering kom en sekerheid? Ek kan nie sekerheid hê as ek nie tot bekering kom. Maar ek kan tot bekering kom sonder om die sekerheid wat die Here daarmee saam vir my bedoel het, my eie te maak. En onthou nou wat ek gesê het. Selde sal jy kry dat 'n ou werklik geestelik gaan groei as hy nie seker is van sy lewe nie. Want anders is hy nie seker van wat hy wil nie. Okay. Nou wil ek vinnig vir julle net gou help. Ek het so 'n paar jaar gelede, en vir die ouens wat by die kamp was, julle sal onthou, ek het vir julle vertel van 2 ouens by die kamp. Die een ou se naam was Johan Wessels. Johan Wessels
is so 'n paar jaar gelede ter dood veroordeel in Pretoria. Sies tog, as hy 'n nuwe bedeling geleef het, sou hy nou nog nie meer ter dood veroordeel gewees het nie. In elk geval, Johan is veroordeel ter dood veroordeel vir moord. Hulle was 4 ouens gewees, moord en verkrachting van 'n swart meisie, 18 jaar oud, naby Bethlehem. En Johan se voor sy verhoor, hy sit in 'n woonstel in Sunnyside. En hy het dit self beskryf, en ek sit met sy getuienis, nie hier by die huis. En hy sê, daar was 'n verblindende lig in die woonstel in Sunnyside, en hy het 'n ongelooflike, oorweldigende sondebesef gekry. Hy het besef dat hy gedoen het was verskriklik sondig. En hy het op sy knieë geval, en hy het begin huil, en hy het net vir Here genade gevra. En hy het sy tot bekering gekom. En Johan het daarna omtrent deur sy verhoor en uiteindelik voordat hy reggestel is, 'n sekere periode van omtrent 18 maande, het hy begin geestelik groei. Die maandag voor sy teregstelling en donderdag, het sy pa by hom gekom. Siene mense, sakemense, weet jy? Sy pa by hom kom vir hom sê, weet jy, ek het by Pierre Botha, destyds die staatspresident was, gevra om vir my 'n genadiging te gee vir jou. Pierre het gesê, dis reg, ons kan weer 'n keer praat. Hier wat was Johan se antwoord aan sy pa? Luister jy. Hy het gesê, pa, kanselleer die afspraak. Want ek kies om donderdagoggend iewers tussen 5:00 en 7:00 vir die Here in die hemel te wees. Eerder as om 20 jaar lank in sentraal gevangenis in Pretoria te sien. Dit was sekerheid van rede. Ag, en ons het baie mooi getuienisse oor hoe hy sy laaste tree na die galgkamer toe gegee het, en daar het wonderlike goed uitgekom uit die hele ding. Onder andere was sy begeerte en sy laaste getuienis dat een mens die Here sal leer ken as gevolg van sy getuienis. En ek het daai getuienis in iemand se hand gestop, en voordat hy tereggestel is, kon ek vir hom 'n boodskap deurgee dat hierdie middeljarige man, wat so verhard was teenoor die Here, het vandag tot bekering gekom as gevolg van hierdie getuienis. So die Here het dit selfs vir hom gegee voordat hy tereggestel is. Dit is sekerheid van redding. Maar jy sien, voor sekerheid van redding kom bekering. Nou wil ek vir julle graag vertel van ek het ook my pad gekruis het en net sy getuienis so kry, dan kan ons daaroor praat. Ek het hier gesit, daar is. Goed, dus was 'n ouetjie met die naam van Des Thompson, en ek het vir Des ontmoet so 'n hele paar jaar gelede. Ek het geskrik vanoggend toe ek gesien het hoe lank gelede, dit was ons omtrent 13 jaar gelede. En toe ek met hom begin praat oor die Here, baie dieselfde soort van gesprek wat ons vanoggend hier so het. Baie oulik, mooi. En toe skryf hy vir my 'n brief. Dit is my vreemd geweest. Hy het nie regtig gereageer op wat ek vertel het, maar hy skryf die brief. En die brief begin toe so, beste bring. Uiteindelik het ek myself so ver gekry om hier te skryf. Glo my vry, dit het om geen ander rede so lank gevat as dat ek op inspirasie moes wag. Dit waaroor hierdie brief handel is geen ligtelike saak nie. Inteendeel, is seker die belangrikste besluit wat ek nog geneem het in dit jaar. Baie dankie vir jou belangstelling en onmiddellikheid of in jou taal gestel jou liefde vir my. Dis verblydend om te ervaar dat daar nog mense vir hom bring. Ek het God nie verwerp nie. Jy kan nie iets wat nie bestaan, verwerp nie. Dit klink seker vir jou as Christen lasterlik, maar kom ek nie gefeest. En dan begin hy met 'n lang, baie sterk intellektuele motivering. En dan sê hy net, ek beskou myself as 'n intelligente persoon met goed ontwikkelde logiese beredenerings en gevolgtrekkingsvermoëns. Hy is 20 Ek is ook wyd belees. Dit was Jesus wat gesê het, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, maar as eenvoudig geskoopbaar, want dit is U genadige bedoeling geweest, nadat die 72 wat Jesus uitgestuur terugkom. Okay. Nou kom hy sê, oor 'n tydperk van ongeveer 2 jaar het hierdie vraag twyfelloos gekristalliseer tot 'n vaste oortuiging dat die Bybel niks anders is as 'n vernuftige fabel nie, en dat die mens self vir God, na aanleiding van 'n sekere behoefte, in homself geskep het. Ja. Daar is baie Christelike beginsels, waardes, norme waarmee ek myself moet graag te verself, maar dit sien ek as humanisme.
is 'n ateïs en ek sê dit met trots. Daar's geen God of Satan, bonatuurlike magte of enige dergelike iets nie. Die enigste mag en bestaan is die geweldige potensiaal van die menslike brein en daarin glo ek net so vas as wat jy in jou God glo. Weet jy wat? Hy het die guts gehad om dit te skryf en dit te verbaliseer. Hoeveel van ons het nie die guts om dit te sê nie, maar ons leef so? Jy sien, solank as wat Jesus nie die bousteen, die hoeksteen van jou lewe is jy in 'n sekere sin tog maar waar jy is. In 'n sekere sin. Okay. Maar die Here is getrou aan sy woord. En skaars 2,5 maande later beland hy in die DB. Nou die van julle wat nie weet wat dit is nie, dit is die detentiebarakke van die militêre polisie. En nie lekker. Okay. Nou skryf hy en hy begin. Liewe broer. Nou het jy die snaakse sedert my vorige brief aan jou het daar 'n wonderwerk in my lewe gebeur. Kan jy dit glo? Dieselfde God wie se bestaan ek ontken het en vir wie se stem in my ore gesluit het, sy genade wat alle verstand te bowe gaan, om my bewys deur my siel van die ewige verderf te red en my eer en sy En dan begin hy preek. Duisende jare van tevore het Dawid dieselfde getuienis gelewer as wat ek nou lewer. En omdat hy dit so raak geval het, hou ek dit ook graag aan jou voor as my getuienis. Psalm 40 vers 2 tot 4. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgekom, my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe land in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Ja, dit is wat die Here vir my gedoen het, en daarvoor loof en prys ek hom. Dit is bekering. Jy sien, bekering in die oorspronklike taal kry 3 interessante woordjies. Metamorfose, wat beteken? Metamorfose. As ek regtig tot bekering gekom het, dan ondergaan ek 'n metamorfose. Ek lyk anders, ek praat anders, ek tree anders op. En vanoggend het Jeanette en ek lekker gery vir 2 ure lank en toe sê ek van, vertel vir my van jou bekering. En toe sê sy, wie of was dit? Was daar 'n klomp ouens? En kan ek maar sê, en ons was op 'n fietstoer gewees. En ek het gesien, hierdie ouens het iets wat ek nie het. Ek wou dit graag gehad het. Sy het gesien, hier's 'n metamorfose wat hierdie groep ouens ervaar het ondergaan. Aan die ene, epistreffo. Epistreffo beteken, ek stap in daai rigting, en dan ewe skielik maak ek 'n 180 grade omkeer en ek stap weg van daai rigting af in 'n teenoorgestelde rigting. En derdens, metanoia. Ewe skielik begin ek goed verstaan wat ek vroeër nie verstaan het. 'n Verstandsvernuwing. Dit is wat met Des Thompson gebeur. Miskien het jy dit ervaar, miskien het jy dit nog nie ervaar. Een ding weet ek, dat die skepper God van 100.000 miljoen sterrestelsels het hierdie naweek en nou spesifiek 'n afspraak met jou. Weet jy wat? Die verstommende is, hy laat jou toe om te sê, nee dank. En weet jy wat? Baie van ons het selfs die guts om te sê, nee dank. Laat ek dit onmiddellik kwalifiseer. Bekering is die werk van die Heilige Gees. Geen praatjie, geen preek. Geen bandjie, geen boek. Kan jou tot bekering as die Heilige Gees jou nie vir bekering voorberei. Maar, kom ons sê dit ook reguit vir mekaar. Dit beteken nie dat daar ewe skielik vreeslike snaakse goed in en om my gebeur en dan word ek reg gemaak deur die Heilige Gees. Nee, dis 'n diep oortuiging in my hart wat sê, weet jy, hierdie is regtig die afspraak wat ek nou al so lank kon het.
En vandag wil ek hê dat jy daai besluit sal neem. Dis van en jy moet nou in jou eie hart, en weet jy, ek sal dit nooit weet. Niemand, selfs langs jou sal dit weet. Maar in jou eie hart weet jy nou of die Gees besig is om met jou te praat. En jy sê, weet jy, ek het jou gemaak. Ek is so lief vir jou. Ek het 'n verstommende plan met jou lewe. Ek wil nie jy moet net bestaan vir die volgende 20, 25, 30, 50, 80 jaar nie. Ek wil jy moet leef en dit in oorvloed ervaar. Johannes 10. Jy moet 'n oorvloedige lewe hê. Geen vrede, geen oorvloed moontlik buite 'n verhouding met Jesus Christus. Hoor mooi wat ek sê. Geen oorvloed, geen vrede. En vrede, Amplified Bible sê, it's a state of perfect well-being. Perfect well-being. Volmaakte, wat ook al, well-being. As dit is waarna jy streef, dan het jy nou vandag die geleentheid om dit jou eie te maak en in 'n liefdesverhouding met Jesus Christus in te stap en sy oorvloed en sy vrede te begin ervaar. En al wat jy moet doen, wow, ons staan voor 'n kansel en ek maak myself vas aan 'n lewensmaat deur een woord te sê, ja, met die volste konsekwensies daarin. Hoekom sal ek dit dan nie waag om myself vas te maak aan die Here van die heelal? Hy wat my gemaak het, wat die lewe in my geword, wat my lewenskwaliteit gemaak wat dit nog nooit was. En dit is my keuse. Goed. Ek wil net tog die ding so 'n klein bietjie verder vat en vir julle sê dat ons moet baie bewus wees daarvan. Dat daar 'n klomp dinge is. Daar is populêre gedagterigtings, noem dit standaard denkpatrone wat ouens soms uit verhouding met die Here uithou. Nou, die een is, ek gaan 'n paar gaan opnoem, en miskien kan jy daarmee identifiseer. Die een is, ek is 'n gereelde kerkganger. Nou die Wycliffe Bible Society het 'n paar jaar gelede 'n verslag uitgebring en gesê dat slegs 20% van alle gereelde kerkgangers het sekerheid vir slegs 20%. Kom ek probeer vir julle dit mooi illustreer. Hoekom sal jy nie help van dit lewe toe? Omdat ek 'n gereelde kerkganger is. Niks kan verder van die waarheid af wees. Ons het 'n voeltjie gehad, 'n kokketiel. En eendag, toe kom ons jongste by my, die sê vir my pa, Kokkie sit buite en bo op die hok. Wil jy nie asseblief vir hom kom vang? En dit was regtig 'n baie oulike kokketiel. Toe gaan ek nader en ek was bang ons verloor die kokketiel. En ek kom en toe ek so naby op toe ryk ek uit en ek gryp die kokketiel en ek maak hom vas. En ek sit hom in die hok. Die volgende dag gebeur dieselfde. En ek probeer dit dieselfde. Toe besluit ek, maar wag, dis 'n slim kokketiel. Hy gaan nie wegvlieg nie. Hy gaan op my hand kom sit. En 'n sentimeter van hom af. Toe ek by hom kom, toe besluit hy vlieg. Ja, toe vlieg hy vir altyd weg. Hoekom het hy gevlieg? Ek het hom nie gegryp nie. Die vorige dag het ek hom gegryp. En ek sê vir julle, daar staan 'n wonderlike vers in 1 Johannes 15, vers 13. Daar so staan, wow, dit is ons aandag. 1 John 5:13. 15, kom ons, 5. Dat is nie 'n 15 nie. daar staan 'n wonderlike vers, en dit is, dat hy by die seun het,
het die lewe. En hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Maar daar staan in 'n vers wat vroeër staan dat aan almal is hierdie geleentheid gegee. OK. Nou wil ek vir julle vra, wie se geldjie is dit hierdie? Wie se is dit? Myne. OK. Myne? Sê ek het meer agter dit is myne. OK. Nou, ek gaan dit nou weggee. Right. So iemand gaan skoor vandag. Dis my belegging in die koninkryk genade. Investment in the kingdom. Maar nou wil ek net weet, wie kom, die eerste ou wat hom vat het hom. Die eerste ou wat hom vat het hom. There you go, bro. Wie se 10 pond is dit nou? Whose team 10,000 is it now? Is dit Gerrit se? It's Harrods. Hoekom is dit Gerrit se Why 10 is it pond? against? Want They said because he was fastest. hy is slim. Okay? Slim, want Clever. hy het dit gevat, Because he took it. hy het dit gegryp, hy het dit selfs He voor iemand grabbed se it. neus He weggegryp. even grabbed Ja. it from in front Is dit nou syne? He's in his. Ja, dis nie meer myne nie. Yes, it's not mine anymore. Okay. Kan hy nou daarmee maak wat hy wil? Can he do with it what he wants? Yes. Weet julle wat ek sê? Dis wat daar staan. Johannes 1:5 vers 13. Hy wat die seun het, You die have lewe. the son. Hy wat die seun nie het nie. You have the son. Does not have life. Hy het dit gevat He took it. op die oomblik toe dit aangebied is. Is daar 'n paar van julle wat spyt is dat julle nie vinnig opgespring het nie? Okay. As julle spyt is oor 'n 10 pond nodig, julle het vandag die geleentheid om vas te gryp aan die Here van die lewe. Daai keuse is jou. Vandag. Weet jy? Maar wie wat? Hy staan met sy arms uit. En hy sê, hou my hand vas. Kom hou my hand vas. Ek is reg. Kom hou my hand vas. Ek wil jou papa wees. Ek wil jou vader wees. Ek wil jou minnaar wees. Ek wil jou Here wees. Die keuse is jou. Jy kan nee sê, jy kan ja sê. As jy ja sê, dan kan jy ook vandag weet dat jy so seker is omtrent jou redding, dat jy nie meer saak maak wanneer die Here besluit dat dit is nie beste kom. Of dit oor 'n week, oor 'n maand, oor 10 jaar, oor 50 jaar, oor 100 jaar. Is goed. Dis die keuse waarvoor jy en ek vandag staan. Ek wil hê julle moet net kyk na hierdie papiertjie wat nou uitgedeel is. Ek wil vinnig 3 hoofpunte met julle aanraak.